nie saamstem, daar is niemand soos ons Jesus nie. Daar is net een koning van die konings, een Here van die leerskare, een wie die dood oorwin het, en een wat vanmôre lewe. Hy is U en my verlosser, en dit is ons saligmaker. Amen. Lees die Bybel asseblief saam met my, en ek wil vir 'n oomblik so 'n bietjie met U gesels. Hierdie lied wat ons geluister het begin met 'n videoklip, en die klip het gesê dat Jesus was the first fruit. Die woord van die Here verwys na die gebeurtenis in Levitikus waar die Jode moes kom en feeste gehad het om God te verheerlik, God te erken vir dit wat hy in hulle lewe gedoen het, waar hy hulle uitgehaal het. God gee vir Moses 'n paar feeste wat ek en U vandag eintlik maar nog steeds herdenk en vier. En dan die fees waarna ons vandag kyk is die fees of first fruits. Die eerste vrug. En ek glo Jesus, ons verlosser, ons saligmaker, ons redder, die woord van die Here sê, hy was die eerste vrug, the first fruit of all those who died and rose again. Toe Jesus sterf van die kruis, toe hy die dood oorwin, toe hy opstaan, sê die woord, het die grafte oopgegaan en daar het van die mense opgestaan saam met hom. Maar eers het Jesus opgestaan. Hy was die eersteling. Wat wij saam met U. Lees saam met my in die Bybel of blaai saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15, maar ek wil vir in die Nuwe Testament wys, waaroor het vandag gaan ook. 1 Korintiërs hoofstuk 15, vanaf vers 12 gaan ons lees. Vers 12 lees ons volg, hy sê, as dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is? Paulus vra 'n vraag hier. Hy sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, hoor wat sê hy hier, hy sê, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Ons het wat ons het vandag. Ons geloof is ons geloof as gevolg van Jesus Christus. Maar ook omdat hy die eerste vrug was wat uit die dood uit opgestaan het. Die woord van die Here leer ons dat Jesus het opgestaan en hy leef. Hy sê die Gees van God wat Jesus uit die dode uit opgewek het gemaak dat hy lewe. Nou Paulus en hy sê, hoe staan van julle wat dink dat hy nie opgestaan het? Hoe staan van julle wat sê dat dit nie 'n werklikheid is, dis 'n fabel. En hy praat hier eintlik met die tradisionele kerk. Hy sê, julle wag nog vir die Messias, julle wag nog vir Jesus, maar hy het opgestaan en hy lewe. Lees saam met my vers 15. Vers 15 sê, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Christus opgewek het. Hy sê, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Hy sê, want die dode is nie want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Nou vers 17, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde. Harde woorde wat hy hier praat met mense, maar ook vandag met die kerk. Jy sien, so baie maal lewe ons 'n Christen belydenis lewe, maar die vrug is nie altyd by die aksie of by die taal. Baie keer sê ons op 'n vorm wat ek invul, Christen, maar my vraag is ek saam met Jesus gekruisig en staan ek op saam met hom en lewe my lewe, getuig my lewe dat ek kind van God is? As Jesus na jou kyk vanmôre, as mense na jou kyk, wat sien hulle? Sien Jesus homself of sien hy die eie ewe, die eie ek? As mense na jou kyk, kyk hulle na jou talente, na jou gawes. Sien ons is bevoorreg deur die hele naweek om in die teenwoordigheid van die Here te staan met dansgroepe wat elke dag gedans het, predikers wat gepreek het, maar in al hierdie dinge mag dit nie stil staan by 'n individu nie, voor dit na Jesus toe gaan. Amen. It's about Him, the King of glory. En daarom is dit baie meer as dit 'n belydenis. Dis 'n lewe wat ek lewe. Hoekom? Want ek het gesterf. Gesterf vir myself en ek het opgestaan
saam met Jesus. Kom ons lees verder van vers 18 af. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verloor. Nou hierdie is nie geloofspraak nie. Jy moet onthou, na Jesus se opstanding is daar bewyse dat die dode saam met hom opgestaan het. So as Jesus daar nie opgestaan het, hy vra, hoe kom dit by die bewyse, by die feite uit? Nou vers 19. As julle net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Jy sien, baie lewe net vinnig. Geluk wil ek net nou vind. Ek wil net nou, net weet Jesus is daar, maar daar's 'n lewe na die nou. Daar gaan 'n tyd aanbreek waar ek en jy ons tydelike tent woon en hierdie liggaam gaan moet neerlê. En baie noem dit die dood. Vir ons as kinders van God, is dit ons gradeplegtigheid. Is dit waar ons net oorstap. Ek sê baie keer vir die gemeente, dis soos 'n deur wat voor ons is. En dan moet die deur oopmaak en al wat gebeur is, ons stap deur die deur. Ons is reeds in ewigheid vandag. Amen. Want hy so 'n bietjie insing. Sê vir jou ewigheid het klaar begin. Sê vir hom, maar hy gaan eindig op een van twee plekke. Dis of ewig saam met Jesus of ewig in die poel van vuur. Jy sien, wanneer ek die tydelike lewe verruil, is daar 'n lewe na hierdie lewe. En daar is geen einde nie. Daarom moet ek vandag die regte besluit maak dat wanneer my deur oopgaan, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ons deur, waar ek deur hom ingaan, dat ek die ewige lewe kan ingaan en ewig saam met hom kan spandeer. Wat 'n groot voorreg om te weet dat daar is een wat vir ons wag. Daar's 'n eerstelingsgerf. Daar is een wat die dood eerste oorwin het. Die koning van die konings en die Here van die leerskare. En ek sien in my gees daai voorbeeld, daai gelykenis van die verlore seun en sy pa. Jy sien, elke oggend terwyl die verlore seun weg was, het die pa op sy stoep gaan kyk en gekyk, waar is my seun? Die woord sê, elke oggend gaan uitkyk, waar is my seun? En daar was een dag wat hy teruggekom het, en toe hy in die verte sien, toe sien hy sy seun, toe sê hy, maak reg die kalf, kry die klere, my kind kom huis toe. Nou vereer my, dat ons nie verloor is, maar ons is gewas in die bloed van die Lam, geregverdig, geheilig, gereinig in Jesus naam. Maar ek sien die Vader uitkyk na daai dag wat ons gaan aankom. Hy het 'n verwagting. Hy wil hê jy moet by hom wees. Hy wil saam met jou tyd spandeer. Net soos wat hy met Adam en Eva begin het. God se doel was om saam met hulle te wandel. Hy sê die skemer aanduur, het hy saam met hulle gewandel, hy het met hulle gepraat, hy het met hulle gedeel. Maar sonde ontbreek daai verhouding. Adam en Eva se ongehoorsaamheid aan God ontbreek daai verhouding. En daarom vier ons hierdie naweek. Jesus moes kom en hy moes kom herstel wat Adam en Eva verloor het. Die heerlikheid waarin hulle geklee was, wat hulle verloor het deur die sonde, het Jesus gekom en sy heerlikheid in my, in jou stel ons in staat om weer na Abba Vader toe te kan gaan en hom te kan vereer, om te kan aanbid, voor hom te kan wees, heilig, gereinig, verlos en gered. Sê vir die persoon langs jou, ek is gered in die naam van Jesus. Ek is geheilig en ek is gereinig. Hy sê, my naam is in die boek van die lewe. Hoekom? Want Jesus het jou prys betaal. En hy het vir jou die dood oorwin. Amen. En nou vers 20. Ek het vinnig gemaak, as ons hier deurkom. Hy sê, maar nou, sê saam met my, maar nou. Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword. Wat sê hy daar vir ons? Hy sien Jesus, laat ek hier begin. Baie mense glo nie in die feeste nie. En hy wil vanmôre sê, ek glo ook nie in die feeste nie. Ek glo in Jesus wat die fees kom volmaak. Ek glo in Jesus wat die profesie wat in die woord was kom volmaak. En ek glo dat Jesus al 613 wette kom volmaak en kom vervul het. Hy het gesê aan die kruis, dit is volbring. Alles. Jy sien, daarom word ons nie gered deur ons werke nie. Deur om 'n ou tannie soos my ma oor die pad te help as ek rou vir die skool. Ek kan nie hemel toe as dit gebeur nie. Amen.
Hy kyk nie na jou goeie werke, jy word nie geheilig deur wat ons doen nie, nie deur wat ons is nie, maar deur Jesus Christus. En dan is ons werke tot eer en verheerliking van hom. Maar nie gered daardeur. Nou sê Jesus is die eersteling, wat sê hy daar, eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy sê, wat aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend word. Die van die sê, dankie Jesus. Hy sê, Adam, nee, ek dink ons kan beter as dit. Kom ons gee die Here Adam het alles verloor wat God hom gegee het. So hy kon ons nie red. Hy kon nie betaal nie, want hy het verloor wat God hom gegee het. Daarom God sê, wie is waardig, wie kan ek stuur, wie sal gaan? En Jesus sê, stuur my Vader. Want hy kon niemand anders vind op hierdie aarde, geregtig, geheilig, geregverdig, soewerein, sonder sonde, sondeloos, geen suurdeeg in sy lewe gevind. Jesus kom. En omdat Jesus kom, kan ek en jy lewe. Is dit ons hoop? Dis ons toevlug. Nie in die ekonomie nie. Nie in ons president nie, met baie respek gesê. Nie in jou salaris wat jou baas vir jou gee nie. Nie in die kliënte vir wie jy werk doen nie. Ons hoop, ons toevlug vir vandag en vir môre is in Jesus Christus. Omdat hy opgestaan het. Omdat hy die dood oorwin het. Dan vers 23 sê, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy saamkoms. Kan ek sê, wie behoort aan Jesus? Wie behoort aan Jesus? Hy sê, wanneer hy terugkom, wat sê hy daar? Met sy wederkoms, met sy wegraping. Hy gaan ons kom harpad so. He's going to take us by force. We're going to meet him in the air. Amen. Baie preek teen die wegraping. Baie spot met die wegraping. Baie sê, die glory. Ja, jy kan maar spot as jy wil, ons gaan vir jou smile en baie, want ons is in Jesus, as vir my glory is. Ons gaan hemel, ons gaan na Jesus. Ons gaan saam met hom bruiloft maal. Kan ek die bruid sien vanmôre? Die bruid vanmôre, my broedie, my sussie. Ons as die geestelike bruid, hoe lyk jou kleed vanmôre? Hoe lyk jou kleed vanmôre? Jy sien, want Jesus sê, hy kom vir 'n bruid wat rein is, wat skoon is, wat gereed is. 'n Bruid wat reg is. Is jy gereed? As daai bassein vanmôre moet blaas, en die aarde moet bewe, die woord sê elke knie sal buig, elke tong bely, elke oog gaan hom sien. Is ek en jy deel van daai 5 maagde wat genoeg olie in die lamp gehad het? Of is ons al deel van daai 5 wat olie gehad het? Die Bybel sê nie hulle het nie olie gehad nie, hy sê hulle het nie genoeg gehad. Hulle het net soos al die ander gelyk, hulle was ook maagde. Hulle het ook rein, fyn, wit klere aangehad, soos voorbereiding vir die trou, maar hulle het nie genoeg olie gehad. Mag ek en jou verhouding met God van so 'n aard wees dat wanneer die bassein blaas en ons Messias opdaag en daai stem roep uit en sê kom na my toe, dat ek en jy in die hemel tegemoet kan gaan. Amen. Jy kan nie jou klere saamvat nie. Jy kan nie jou huis saamvat nie. Jy kan nie jou aftredeplanne saamvat nie. Al wie jy kan saamvat is jou broer en sussie in Christus. Dis wat ewigheidswaarde het. Dis ek en jy gereed. Hy sê daarna vers 24 kom die einde. Want wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, hy praat hier van Jesus, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het. Hy sê, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voetstoel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Jy sien, so Jesus het die dood wat hy gesterf het oorwin. Maar daar is 'n dood wat ek en jy ook moet sterf.
En ek verwys nie na hierdie aardse dood. Dis 'n vergaaning van hierdie vlees. Daar moet in elkeen van ons se lewens 'n tydperk plaasvind. 'n oomblik, 'n tyd, 'n uur, 'n datum waar jy gesê het, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Met ander woorde, I die to self. En dan wedergebore word. Want wanneer ek nou sterf in Christus, 1 Korintiërs 11 sê ons moet onsself beproef, onsself ondersoek, kyk dat ons nie 'n vloek en oordeel oor onsself neem nie. In ander woorde, ek moet seker maak ek is reg. Wanneer hierdie aardse tempel tot gronde gaan, dan gaan ek nie dood nie, ek lewe. Maar as ek Jesus nie het, as my saak nie met hom reg is, dan gaan ek dood. Want dis die eerste dood vir jou. Daar's 'n tweede dood. En daai dood is eintlik die verkeerde dood as ons sê dood. Want dit is eintlik 'n ewigheidslewe in die dood. Dit moet verskriklik wees om Jesus te mis. Kan jy een oomblik dink as Jesus sy hand van jou lewe moet afhaal? As hy een oomblik wanneer jy op die pad ry, net vir 'n oomblik sy engele wat jou beskerm terugroep en sê, kom ons los vir ewe, net vir 'n oomblik al. Hy moet die mense sê, ek wil nie in daai situasie wees. Ek het Jesus nodig elke oomblik, elke sekonde, elke dag. Kom ons gebruik die tyd terwyl ons tyd het om hom te verheer. Sien baie keer ek is so amazed hoe die 3 gemeentes hierdie naweek saamwerk. Dit gaan nie oor denominasie en oor 'n pastoor en oor kerk. Dit gaan oor Christus Jesus. Dit gaan oor Jesus, die middelpunt van alles en almal. Daar's so baie wat vasgevang is in 'n tradisie, in 'n vorm van godsdiens, in 'n gewoonte. Wat gaan jy maak in die hemel? Gaan jy met die PPK's en voor die troon gaan buk en daar gaan die LGS en hier gaan die NG en hier gaan die... Dan sê die Heer, nee, ek was 'n folie. Ek wil na die folies toe gaan. Nee, ek gaan na die LGS toe. Kom nou. Ja, God is 'n God van diversiteit. Hy skep areas waar ek en jy kan aanbid vir wie hy is, soos wat hy aan ons openbaar en ons respekteer dit. Maar in die hemel is daar nie denominasies nie. Daar's die groepe nie. En dan afsluitend vanmôre, punt nommer 1, daar kom nog 10 ander punte van. Die woord van die Here sê, jy moet vergewe en vryspreek. Jy mag dalk langs die een moet kniel wie jy nog nie vergewe het in die hemel. Dit beteken jy gaan dit nie maak nie. Dus as jy nie vergewe nie, sal jy nie vergewe word. Terwyl ons van die hemel praat, die woord van die Here sê, maak skoon, maak gereed, vergewe 70 maal 7. Wanneer hierdie naweek hier uitgaan, waar jy nie gesterf het saam met Jesus nie, en ook nie saam met hom opgestaan het, saam met hom leef. Amen. Is jy reg vir die volgende bediening? Vra vir jou langs jou, is jy nog wakker? Amen. So wat's reg? As die gebed ook sê, Here, spring, is die regte woord, spring up a well in me. Here, wek op, haal daai rotse, haal daai klippe, haal daai goede af, wat die lewende fontein van water in my lewe blok. Wie van die kan saamstem? Nou, ek het nou begin deur vir u te noem dat Jesus het kon voldoen, kon volmaak aan die hele Ou Testamentiese wet. En ek wil hê, jy moet dit saam met my lees, want as ons dit sien, dan beteken dit vir ons net soveel meer. En hierna gaan ons 'n bietjie vir 'n kort video klippie wys, waar hulle so 'n bietjie meer van die Eerstelingsgerfsfees praat. Maar ek wil dit vir u in die woord van die Here wys, sodat u God se woord kan ontvang. Blaai saam met my die Bybel na Levitikus hoofstuk 23. Wie van u glo dat die Bybel God se woord is? Amen. Van Genesis tot Openbaring. Amen. So nou sê dit nou die dag gesê. Hy sê al wat jy mag uithaal is daai bladsy wat sê Ou Testament en Nuwe Testament. Daai wat 'n visie bring, maar die res is God se woord.
En Pastor Naps se kerk sê? Amen. En Pastor Corrie se kerk sê? Amen. Pastor Ivan se kerk bly stil. Levitikus hoofstuk 23. Levitikus hoofstuk 23 vers 9. As jy daar is, dan sê jy amen. Amen. As jy op pad is, sê jy hoppa. Levitikus 23 vanaf vers 9. Hy lees soos volg, hy sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, wie het met Moses gespreek? Hy sê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee, en sy opbrengs oes, hoor wat sê hy, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priesters bring. In ander woorde, as jy geoes het, moet jy die eerste gerf, die eerste gedeelte wat jy het, moet jy na die Here bring. Amen. Ons lees verder. En hy, die priester, na wie dit toe bring, moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priesters dit beweeg. In ander woorde, hulle het gekom en hulle, kom ons sê koring, graan gebring na die Here en hulle eerste gedeelte wat aan God behoort gebring en aan die priester gegee. Dan moes die priester dit offer aan die Here. Dan het hy 'n beweegoffer, 'n beweging gemaak voor die Here in erkentenis, in aanbidding, in danksegging dat God voorsien het. Maak dit sin? So hulle kom eer God vir die oes wat hulle gekry het met hulle eersteling. Voor ek aangaan, wat het Jesus gedoen? Hy het gekom om die oes te kom haal. Die wat vir ewig verwyderd sou wees. Wat met sonde bekleed was as gevolg van Adam. Kom Jesus en hy sterf. Hy kom maak ons vry. En hy kom as gevolg van sy hele oes. Tot vandag toe wat nog gemaai word, is hy die eerstelingsgerf. Betaal hy die prys. Ons lees verder, hy sê, julle moet ook die dag, as julle hierdie erf beweeg, antwoorde wanneer die priester voor die Here beweeg, sê hy, 'n jaar oue lam sonder gebrek, as brandoffer aan die Here berei. Wie is die lam wat geslag was, wat geoffer was? Jy sien, ek en jy hoef nie meer vandag na 'n hoërpriester te gaan, wat vir ons in die allerheiligste ingaan, om met die bloed van stiere en bokke versoening te bring. Daar was een hoofpriester, en hy's vandag nog steeds daar die hoofpriester, wat eens en vir altyd ingegaan het. Die eersteling van die oes, maar ook die lam van God, wat betaal het met sy bloed. Daarom menseoffers, sekere tradisies, gewoontes, moet nog diere offer en bloed drink. Dit beteken, jy het nie Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker. Jy het nog nie gesterf. Daar's een wat waaragtig betaal het met sy bloed. Kom ons lees verder. Dis vers 12. Julle moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, 'n 1 jaar oue lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei en die spysoffer wat daarby behoort. Hy sê 2/10 van 'n eva fyn meel met olie gemeng as 'n vuuroffer aan die Here, 'n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. Jesus het al daai gekom volmaak. Ek en jy hoef nie meer te drink. Hoekom? Maar as ek gevul is met die nuwe wyn, het ek nie die ou hulpswyn nodig. Kom nou, as ek die brood van die lewe eet wat uit fyn, suiwer, skoon meel gemaak, sonder suurmeel, het ek nie ander goed in my lewe nodig. Ek het Jesus. Ek het Jesus. Vers 14, en julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe, totdat julle die offer van julle God bring. Hy sê dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Hy praat hier met die Jode, ek verstaan. En die Jode moet volbring aan hierdie ding. Hulle moet nog sterf, want dit nie Jesus aanvaar nie. Ek praat van die ortodokse Jode.
Hulle wag nog vir Jesus om te kom. Maar vir u en my, ons het Jesus aanvaar as die offerlam, as die brood van die lewe, as die eerstelingsgers, as die een wat hom betaal het met alles, en hy het opgestaan en hy leef. Jy sien, volgens die Joodse gebruike, op die eerste dag na die Sabbat. Pastor Tommy, wat se dag is die Sabbat? Dit was 'n Saterdag. Wat sê die woord? Wanneer het Jesus opgestaan? Eerste dag van die week, dis die eerste dag na Sabbat. Nou vra jy my, hoekom hou ons nie op 'n Saterdag diens nie? Want Jesus het opgestaan op die eerste dag van die week. En ons dien Jesus Christus as verlosser en saligmaker. Daar's nie meer veroordeling nie. Jy hoef nie meer onder 'n wet in te pas nie. Jy moet Jesus dien en hom eer en hom verheerlik op die eerste dag van jou week. Amen. En mense met tradisie en gewoonte jou gevange hou en jou bind nie. Jesus het vrykom maak van die wet. Want ons baie wat sê jy moet op 'n Sondag Sabbat vier. Jesus is my Sabbat. 24/7. Elke dag, elke sekond, elke uur. Ja, daar's plek om hom te eer. Daar's plek om te rus. God self het gerus, wat Koen het met ons gedeel. Maar moenie in 'n wet ingedruk word nie. Jesus het op die eerste dag as eerstelingsgers opgestaan. Hy het vir ons die oorwinning gebring. So wanneer ons op 'n Sondag by mekaar kom, dan doen ons dit omdat ons God liefhet. Nie uit wet en tradisie nie, omdat ons koning verheerlik. Jy kom ons nie kerk toe om gesien te word. Dis hoekom ek met my sneakers gaan preek, want julle worry nie daaroor. Amen. Amen. Dis hoekom Pastor Koen baie met sy kortbroek preek. Hy daarom kyk, ek het sy gemeente weet waarvan ek praat. Die SAL het ons beroep om bouings te kom kickstart. Sy nie is vir die bediening geroep. Laat ons nie ligsinnig wees. My broer my sussie, Jesus kom terug vir sy bruid. Omdat hy die eerstelingsgers was. Die eerste wat uit die dode opgewek het. En dan sê hy vir jou, ek gaan om vir jou plek voor te berei. En as ek gegaan het, gaan ek kom om jou te kom haal, dat jy kan wees waar ek is. Jy sien, daar's 'n bruilofsmaal
sekere gedeeltes uithaal en sê, vertrou my al jou wee, dan gaan dit goed gaan. Ek wil jou baie gelyk maak. As ek dit kwoteer, moet ek ook sê, my lewe is 'n eerstelingsoffer aan die Here. My alles gee ek eerste vir die Here. My eerste tyd, my eerste offers, my talente gebruik ek eerste vir die Here. My gawes gebruik ek eerste tot eer en verheerliking van die Here. Die geld wat die Here my mee seën, want ek kan dit nie in my eie vermoë verkry nie. Kom ons wees eerlik. Wie van julle het nog al daai geld wat jy gehad het toe jy tot bekering, voor jy tot bekering gekom het? Baie van ons het ure gewerk, oortyd, maar jy het min om te wys daarvoor vandag. Party het dit weggespoel, ander het weggepoel. Dankie Here, ons is vandag vry in Jesus Christus. Dankie Jesus. Hy het 'n prys betaal vir altyd en vir ewig. Amen. Dis met my, dankie Jesus. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat U lewe. Dankie dat U die eerstelingsgerf was vir my. Die eersteling. Amen. Dankie julle kan bly. Loof die Here, loof die Here. Neem U Bybel en bly saam met my na die boek van Romeine. Nou julle het my nog 'n uur gegee, né? Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 en ons gaan lees van vers 1. Ek wil hê jy moet hierdie hoofstuk in jou Bybel merk as jy nog nie. Romeine hoofstuk 8 is, ek dink vir my as kind van God, 'n baie belangrike hoofstuk. Vers 1 lees, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Wie van u kan saam met my sê, God die Heilige Gees is my deelagtig. Met wedergeboorte het jy ontvang, maar met handoplegging gevul met die Heilige Gees. Met sy volheid, met die gawes, met sy vrug, met die salwing. En is deur sy Gees wat ek en u nou kan sê, in Christus Jesus is daar geen veroordeling. No judgment. Jy sien as jy hof toe gaan, jy staan voor die regter, het hy die vermoë om te sê skuldig of nie skuldig nie. Dan kom die aanklaer en hy kom klaar aan en hy sê maar Ewen het dit en dit en dit gedoen en dan kom hy verteenwoordiger op, dan sê hy maar dit en dit en dit was die rede. En dan moet die regter 'n uitspraak lewer. Dan sê die regter, jy was skuldig of jy's nie, en dan gee hy vir jou as jy skuldig is tronkstraf of straf wat by jou skuld pas. Geestelik is Jesus die een wat vir my intree. Wanneer die aanklaer wat my wil kom aanval voor die Vader, en die vyand kom en hy sê, ja maar Ewen het dit, en Ewen doen dit, dan kom Jesus en hy staan in die kerk. Hy kom staan in en hy sê, Vader, ek het betaal met my bloed. Ewen is gereinig, geheilig. Hy streef heiligmaking na. Wat sê die regter? Die skuld wat teen jou was, Jesaja 53, het Jesus met sy bloed betaal. Hy sê jy is vry. En jy sien as daai hamertjie geslaan word op daai tafel, en daai regter sê you are free. Maak nie saak wat die aanklaer sê nie, maak nie saak wat die familie sê, wie die aanklaer represent nie, die regter het gesê jy is vry. Ek wil hê jy moet besef vandag, want in ons Christelike wandel met die Here, loop ons baie keer en ons veroordeel onsself, ons judge onsself nog van die dinge van die verlede. Ons foute wat ons dalk gemaak het. In dieselfde asem is daar familie en vriende, wat jy nog judge en sien wie jy was. Maar daar het 'n dag en 'n datum aangebreek, ons nou gesê, waar jy Jesus aanvaar, en dan sê die woord, no condemnation. Geen veroordeling. Sê saam met my, geen veroordeling. Nie in myself nie, in Christus.
vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar's nie genoeg tyd om dit alles te verduidelik nie. U het die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees met u deel. Amen. En dan vers 6 aan hy sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So as jy nie vrede het nie, hoekom is dit? 10-1 omdat jy dood bedink. Jy dink die ergste, jy verwag die ergste, jy spreek die verslag van die duiwel in plaas van God se verslag. Hy sê dit daar vir ons baie. Daar's dood en lewe in ons woorde, in ons mond. En ons sal van die vrug daarvan lewe. Amen. Vers 7 sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Hy gaan nog verder, en hoe erger is dit? Hy sê, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Daai wet is nie Ou Testamentiese wet nie, dis die woord van God. Om te onderwerp aan God se woord. Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dis hoekom die Here 'n reguit hou met 'n kromstok kan slaan. Dis hoekom die Here, soos wat die Fariseërs sê, wat goed kan uit Ninive kom. Want jy sien hulle kyk met mense oor wat in Ninive, wat ek gesê, Nasaret. Bly julle ken julle Bybels. Maar Jona het ook gesê, wat goed kan uit Ninive kom. Hoe's daai vir uit die kamer? Wat goed kan uit Nasaret kom? Ek kan jou sê wie uit Nasaret gekom het. Die verlosser en die redder van die ganse mens. Wat goed kan uit Elsburg kom? Wat goed kan uit Elspar kom? Wat goed kan uit Lambton kom? Wat goed kan uit Rondebold uitkom? Wat goed kan uit, waar bly ons nou weer? Meyerton kom. Jy sê daar in Meyerton, daar waar ons by in Rofdie, loop die honde 2 by 2, want die kinders is rof. Wat goed kan daar uitkom? Ek kan vir jou sê, Jesus Christus. In jou en in my, wat ons verlos. Kom ons loop nie met 'n victim mentality nie. God het ons verlos en ons gered. Jy is nie 'n victim, you are a victor. So saam met, I'm not a victim. In Christ Jesus, I'm a victor. En dan vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, onderstreep dit help ons om te kan onderskei wat om te doen. Hy sê, die behoort nie aan hom nie. Kan ek het weer lees? Maar as die gees, as naamlik die gees van God in julle woon, dan gaan hy aan, hy sê, maar as iemand die gees van Christus nie het, die behoort nie aan. Wie behoort aan Christus? Die by die gees van God. Jy sien, die letter is dood. Dis die gees wat lewe maak. Jy kan die letter kwoteer soveel as wat jy wil. As die gees het nie lewend maak nie, is dit dood. En dan laaste vers. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En nou die laaste vers, vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in jou woon. It's all about Jesus, but it's also all about the Holy Spirit. And it's all about God the Father. It's not only about Jesus or only about the Holy Spirit. It's all about God the Trinity.
3 in 1. Ons kan nie een van die ander een skei nie. Ons het dit die naweek gehoor. Dis God 3 een. My boetie my sussie, hy sê daar, en as die Gees van hom van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in jou woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame, waarna verwys hy daar? Baantjie, waarna verwys hy? Hy verwys na hierdie liggaam, hierdie vlees, dis 'n sterflike liggaam. Ek gaan mos nie 'n liggaam, 'n sterflike liggaam in die hemel hê nie, dan het ek 'n verheerlikte liggaam. Gevul met die heerlikheid van God, amen. 'n Onsterflike liggaam. Hierdie is 'n sterflike liggaam. Dis 'n tydelike teenwoning. Hy sê dan sal die Gees van God daai sterflike liggaam ook lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Glo u dit van hom? So wanneer ons God vertrou vir genesing, wie is die een wat genees? Saam met die Gees van God. Nie die Heilige Gees vergeet nie. Hy sê dis die Gees van God wat in julle woon, wat deur die bloed van Jesus julle sterflike liggame lewend maak. Baie keer het ons nie, want ons bid verkeerd. Die Here gee vir ons hierdie riglyn. Hy sê dis die Gees van God wat in jou woon, wat jou sterflike liggaam sal lewend maak. Dis daai Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis God se woord vir een vir my. Amen. Laaste gedeelte vir hierdie punt. Hy saam met my na Jesaja 53. Ons is besig om voor te berei om die liefdesverbondsmaal van Jesus te vier. Jesaja 53 vanaf vers 1. Net nog 'n profetiese rede wat Jesus kom vervul het. Honderde jare voordat Jesus aan die kruis gehang het, het die profeet Jesaja deur die krag van God hierdie woord as profesie gegee. Jare daarna, lees saam met my, wat het gebeur. Jesaja 53:1 sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Hy sê, aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien. En geen voorkoms dat ons hom sou begeer. So Koenie het gister met ons dit gedeel. Verlede naweek het ons in ons gemeente ook Pasga gevier. En laat my toe om vinnig met u te deel. Jy sien daardie dag, toe hulle die doringkroon op Jesus se hoof inkap. Hulle het hom nie saggies opgesit. Hulle het daai doringkroon ingedruk in sy hars, in sy brein, in sy kop. Terwyl hulle hom slaan, kan jy dink elke keer wat hulle hom met 'n stok of met daai kats oor die kop en oor die rug slaan, dan slat hulle daai kroon dieper in. En wie van julle het al in een van die wit kameeldorings getrap? Wat gebeur? Hy brand en hy swel op. Hy suig vas. Die dokter moet hom uittrek op jou maag, as jy jou maag het wat bedulp. Maar wat gebeur? Daai dorings, daai gif wat hom laat swel, moes in sy kop ingaan. En die kenners sê as gevolg van dit wat hy deurgegaan het sy kop geswel, dat jy nie sy kop kon onderskei van sy skouers en sy nek. Jy kon nie sy nek sien. Sy kop was so geswel dat van die skouer na die ander skouer oor was. Dit maak nie sin nie, né? Lees saam met my, wat sê hy verder hier. Vers 3. Ons lees vers 2 daar in die middel. Hy sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie. En geen voorkoms, dat ons hom sou begeer. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Met ander woorde, dit wat hy deurgegaan het,
Ek en jy kon nie eers daarna kyk. Een soos vir wie jy jou aangesig verberg. Wat het gebeur toe Jesus sterf aan die kruis? Daar was 'n oomblik wat hy gesê het, my Vader, hoekom het U my verlaat? Daar was 'n oomblik wat God die Vader, dis my interpretasie, sy seun gesien het, verag, verwerp, deur mense vir wie hy lief is. Die Vader sê, ek kan nie daarna kyk. Ek kan nie deel hê aan die sonde wat hy nou op homself dra. Dink daaraan, die sondelose lam moes anders se sonde dra. Die een wat geen suurdeeg gehad het nie, moes suurdeeg word. Hy moes met sy bloed betaal. Met sy liggaam het hy betaal. Jy saam met my sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hy moet my sussie, hoor hierdie woord. Hy sê, hy was ter wille van jou en my oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, as Jesus nie dood gegaan het en opgestaan het uit die doodheid na 3 dae nie, het hierdie profetiese rede geen waarheid gehad nie. Dan was hierdie woord vals en tot geen nut. As Jesus nie opgestaan het uit die doodheid nie, het dit geen krag gehad nie. Dan was daar geen hoop vir ons om gered te word. Dan was daar geen hoop vir ons vir 'n toekoms. As Jesus nie opgestaan het nie, en hy lewe nie, was die ganse mensdom, die hele skepping, sonder hoop. Maar omdat hy opgestaan het, sê saam met my, omdat hy opgestaan het. Die dood kon hom nie hou nie. Die siekte, die seer, die sonde, dit wat hy gedra het in sy liggaam, dit kon hom nie in daai doderyk vashou nie. Omdat hy opgestaan het, kan ek en jy opstaan. Omdat hy lewe, kan ek en jy lewe. Amen. Amen. Jy sien, wanneer die vyand na jou toe kom, en hy sê vir jou, jy's nie goed genoeg nie. Wanneer die vyand na jou toe kom, en hy sê, jy gaan doodgaan. Die dokter kom en die dokter sê, daar's 'n verslag teen jou. Jy het die siekte. Daar's nie hoop vir jou nie. As die vyand kom en hy sê vir jou, daar's nie hoop vir jou huwelik nie. Jou huwelik is op die rotse. As die vyand kom en hy lieg vir jou en hy sê vir jou, daar's nie hoop vir jou kinders nie, dan sê jy maar. Sê saam met my maar. Wat beteken die woord maar? Dit kanselleer dit wat jy gesê het. Jy sê, ek is lief vir my ma, maar nou kanselleer dit. Hoor wat ek sê. Maar kanselleer. So as die vyand kom en sê, daar is die hoop, dan sê jy, maar die graf is leeg. Jesus het opgestaan. En hy lewe. Dood, waar is jou angel? Siekte, waar is jou angel? Vrees, depressie, angs, waar is jou vasloop? Hoekom? Seun, die graf is leeg. Die graf is leeg. En dit was nie deel van ons beplanning nie, en laat julle moet maar vergewe en gaan bid. Ek ervaar in my gees, God wil mense vrymaak van môre. Hy het die dood oorwin, met sy bloed betaal en opgestaan, dat daar genesing kan wees. Wat is 'n konferensie as mense die bediening kry, deur die gees van die Here gevul word, en sy bloed die juke en die laste breek nie. So as jy siekte in jou liggaam het van môre, en jy vertrou God om jou aan te raak, 'n skepende wonderwerk te doen. Ons Koenie, is dit reg? Tommy, wil ek jou uitnooi, kom vinnig voor. 20 vers 26 sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet,
dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en na dat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van 'n nuwe testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. En dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit weer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink, in die koninkryk van my Vader. En dan vers 30. En nadat hulle die lof gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Nadat hulle die lof gesing het. Vandag eer ons Jesus vir die offer wat hy gebring het. Maar met lof en aanbidding eer ons hom dat hy opgestaan het. En hy sê, ek gaan nie weer van hierdie wynstok drink, tot die dag dat ek saam met julle dit sal neem in die koninkryk van my Vader. Jy sien, wanneer ek en u deel het aan hierdie liefdesverbondsmaak, is dit meer as net 'n leë tradisie. Is dit meer as net nog 'n gewoonte, dis 'n heilige instelling. Dis 'n sakrament wat Jesus kom bevestig het. So wanneer ons hier kyk, is dit nie net 'n broodjie nie. Dit is sy liggaam. Daar's nie suurdeeg in hier, hier's nie sonde nie. 'n onsmetbare, heilige, reinige, skoon liggaam wat geoffer was vir ons. Ons kyk na hierdie glasies met hierdie druiwesap. Simboliseer dit die bloed van Jesus. Net soos wat ons gebid het vir die siekes vandag, het hierdie bloed en hierdie liggaam geestelik die vermoë om elke gebroke hart, elke eina, elke seer te genees, wanneer jy dit inneem. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 11, ons moet onsself op die proef stel. Ons moet onsself ondersoek, dat ons nie 'n vloek of 'n binding oor onsself het. Ek wil jou vra vir 'n oomblik, buig so 'n bietjie u hoof saam met my. Jy kan maar die musiek in die agtergrond speel, maar moenie rondkyk nie, moenie nou bekommerd wees oor ander nie. Dis nou tussen jou en die Here. Al wat ek vra is, het jy vrymoedigheid vanmôre om as die basyn blaas, Jesus in die hemel tegemoet te kom. Is jy in regstand met die koning van die konings, Here van die leerskare en die bruidegom wat kom vir sy bruid. Miskien sit jy hier en jou olielamp is vol. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, Here, ek het toegelaat dat dinge in my lewe onnodige olie uithaal. Maar ek wil vanmôre kom regmaak. Jy sien, oor 50 dae vier ons Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees. Maar sy Gees is hier vir jou vandag. So voor ons die bedien, maak net seker. Ek gaan jou nie lei in 'n gebed nie, want jy ken Jesus. Maar jy sê, Here, ek wil regmaak. Ek wil vergewe as ek moet vergewe. Ek wil vryspreek. Ek wil deel hê aan die liggaam. Moenie soos ander maak dat die liggaam by jou verbygaan, omdat jy nie die geleentheid gebruik om te vergewe nie. Dis een van die leuns van die vyand waar hy die kerk mee gevange hou. Waar hy sê, ek onthou eerder van nagmaal. Nee, God sê, deel daarmee en neem my liggaam. Soveel as julle by mekaar, tot nagedagtenis aan wat ek gedoen het, wat ek vandag vir jou doen, wat ek môre gaan doen. En dan gaan ons bedieningspan jou bedien vanmôre. Ons wil vir u die broodjie persoonlik bedien. Ons gaan die druiwesap ook persoonlik bedien. Gaan u vra om dit te hou, sodat ons dit in eenheid saam kan gebruik. Nadat ons u bedien het, hou net die kelkie vas vir 'n oomblik. Ons sal dit kan opneem. Maar wil jy moet ingestel bly,
Bly in aanbidding met die Here. Amen. Bly so in aanbidding, as wanneer die woordjie bykom, dan kan jy 'n broodjie en 'n rywes kry. Van ons helpers gaan van agter af begin, terwyl die ander van voor af begin. Ons is so vinnig as moontlik aan bedien. As jy die broodjie ontvang het, die glasie, connect net so 'n bietjie met die Here. Maak die jou oogies, bid met die Here. Net met indikasie van die hand, het almal 'n broodjie gekry. Daar. Steek dit van jou hand hoog op, as jy nog 'n broodjie wil. Dis is pad. Hierdie kant, almal 'n broodjie ontvang. Iemand die elke die bloed ontvang. Daar is die kant elke die bloed van die lam ontvang. Amen. Dankie Jesus. In ons gemeente laat ons toe dat kinders die liggaam van Jesus gebruik op die voorwaarde dat die ouers hulle verduidelik waaroor dit gaan. Dat dit net 'n broodjie en sap is. So pappa, mamma, as jou kind naby jou is en hulle neem deel van goue oomblik, maak net seker hulle weet waaroor dit gaan. Amen. Wie mag gered word? Net 'n sekere ouderdom? Wie is verlos deur die bloed van die Lam? Het almal 'n broodjie ontvang? Ons gaan vra dat die asseblief saam met ons gaan staan, uit respek vir ons God, en ons saam weer in die liggaam van Jesus.
staan jullie, mama, kom staan hier by my. Asseblief. Ons bid saam, bid vir ons liggaam. Kom ons sluit ons oë dan dank ons die Here dat ons deel aan sy liggaam kan hê. Hemelse Vader, ons kom vanmôre in die kragtige, die mees almagtige naam, die naam van Jesus Christus. Ons redder, ons verlosser en ons Heer. En ons wil dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om deel aan die liggaam te kan hê. Dankie dat U die liggaam gebeur, sodat ons vanmôre deel van die liggaam kan hê. Dankie vir U bloed wat gevloei het. Dankie Here, ons eer U daarvoor. Dis deur U wonde waaraf ons genesing gekom het. Deur U bloed Jesus aan die kruis waaraf ons verlossing gekom het. En aan U Vader, Seun en Heilige Gees bring ons vanmôre die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. En dank ons U dat ons nou deel aan die liggaam kan hê. In Jesus naam word verheerlik in en deur ons lewens. En ontvang die lof, die aanbidding en ons liefde wat ons vir U het. Ons kroon U vanmôre opnuut as die liefling van ons siele en as die koning van ons hart. Amen. Amen. Ons neem sy liggaam. Kom ons neem sy bloed. Sy bloed stroom deur jou liggaam, jou siel en jou gees. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Hoe wonderlik is dit wanneer broeders en susters in die teenwoordigheid van die Here staan. Vir ons so vooruit sien om te kan wees daar waar U is. Hoe voorreg gaan dit wees om U te kan aanbid in gees en in waarheid. Ook terwyl ons hier is, mag ons doen dit wat U van ons verwag. Mag ons gaan wanneer U ons stuur. Mag ons spreek van U liefde, U goedheid, U guns, U genade, U bloed. Dankie dat U nou hierdie broodjie, hierdie sap, U kragtig vul in elkeen se liggaam. Ons bely dat ons glo in God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Ons bely ons totale afhanklikheid van U God, drie-enig. En ons bely ons liefde vir U, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.